Musikante, voorsangers, ons waardeer julle. Amen. Dankie Jesus. As ek vanoggend jou praat, dan kan jy maar die ding sagter sit, dan sal ek harder praat. As ek vanoggend met jou gesels, dan gaan die gedagte wat ek wil hê moet in jou hart wees, identiteit. Is dit reg? Wie van julle wat hier sit, weet jy's 'n mens? Daar's 'n regte paar. Wie van julle glo nie dat julle voorgeslagte uit Bobbiane uitkom nie? Kan ek dit sien? Baie meer wat dit glo. Wie glo ons is gemaak na die beeld en die gelykenis van almagtige God? Ja. So, julle ouens het nie eens vanoggend as ek maak my appel op mense om saam met te preek, saam te praat, hande op te steek. Dit maak dit ons nie deel is. Want jy het nie gekom vanoggend net om die tyd te verwyl, jy het nie genoeg tyd by die huis, jy het gekom om iets te hoor. Is dit reg? Daar's wagtig 5 wat sê dis so. Is dit dalk meer wat kan sê ek het nie gekom, ek het gekom om iets te hoor. Wie kan ek sien? Nee, ek wil nie my tyd mors ook joune nie. So ek wil hê jou hart en jou gesindheid moet reg wees om te hoor. So ek praat vanoggend met jou oor identiteit en ek is seker jou eerste ding van identiteit is al klink dit hoe eenvoudig is om te weet jy's 'n mens. En dan nie net 'n mens, jy's gemaak na God se beeld en gelykenis, daardie identiteit. Jy sê ja, jy terug gaan maar aan, ek weet waarvan jy praat. Nee, as ek weet waarvan ek praat of waarvan jy dink ek praat. Hoekom is daar baie mense is wat letterlik teken soos diere optree? Mense wat optree soos iets wat nie na God se beeld gemaak is omdat hulle nie die identiteit het nie. So as jy daai identiteit het, wie jy is, waarna jy en wie se beeld jy gemaak is, wie van julle weet jy gaan anders optree? Kan ek sien? Daar nog mense wat saam praat. So is belangrik om te weet jy's hier. Maar as jy jou identiteit het, is met 'n rede en ek wil so 'n paar goed vir jou lees en ek hoop ek kom deur na jou hart toe vanoggend en ons kan begin met Filippense die 3de hoofstuk en ek gaan vers 1 begin en dan daarna 'n klomp verse lees en nog 'n paar ander. Paulus aan die woord. Hy sê verder my broeders verbly julle in die Here. Dis nie vir my lastig om dieselfde dinge aan julle te skryf nie. Dit gee julle sekerheid. Net voor ek verder gaan, ek wil net hê jy moet sien, hy sê ek skryf dieselfde dinge aan julle en dis nie vir my 'n probleem nie. So as jy in die kerk sit en jy hoor 'n ding 'n 7de keer, moenie dit vir jou plan nie, het nie vir Paulus geplan nie. As jy wat gee jou sekerheid. As jy nog hierso. So wat die woord vanoggend vir jou sê, verbly in die Here. Ek sê dieselfde dinge vir julle, dis nie 'n probleem nie, dit gee julle sekerheid. Let op die honde. Dis nou die heidene en die slegte arbeiders, die versnyding is die Jode. Hy sê let op al daai klomp wat buite. Want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. So nou sê, wees jy besny. Dis iets wat met hande gemaak is nie. Hy sê, is die mense wat God in die gees dien. So jou identiteit lê daarin dat jy God in die gees dien en in Christus roem en nie op jou self vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meent op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Nou sê Paulus sê, ek wil net julle vertel waar ek vanaf kom, wat my identiteit was. Waaruit ek tevoorskyn gekom het, wie ek was, hoe hulle my geken het. En as hulle van my gepraat het toe ek Saulus was, het hulle geweet wie dit is. Dis hierdie ou wat nou later Paulus geword het. En nou vertel hy wat was sy identiteit. Hy sê my identiteit was dit. Hy sê ek is besny op die 8ste dag. Vir Jode het dit baie beteken, want dit was uit die wet. Hy sê ek kom uit die geslag van Israel. Uit die stam van Benjamin. Hebreër uit die Hebreërs wat die wet betref 'n Fariseer. Dis wie ek was sê. Dit was my identiteit. Dit was my lifestyle. Wat eier betref 'n vervolger van die gemeente
van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Hy sê, ek was al hierdie goed, dit was my identiteit, dis waarin ek geleef het, dis hoe die mense my geken het, die is wie ek was. Ek was uit die geslag van Israel, ek is 'n Israeliet, ek kom daai volk uit, ek is 'n skrifgeleerde gewees, ek het ywer gehad, en ek het self die gemeente vervolg. Hy sê nou verder hierdie ding, maar, wat vir my wins was, het om Christus skade gelei. So hy sê, daai identiteit was my wins, maar om Christus wil, het ek het skade geag. Nou baie keer ons het ook identiteite in ons. Jy word so groot. Ek dink vanoggend daai twee kleintjies ons nou toegewyd aan die Here. Ek wil vir die ma en pa sê, en vir al die ander pa's en ma's, om nou te hoor, wat jy in daai kind se lewe doen, skep 'n identiteit vir daai kind. En ek het gesien, kinders uit huise uitkom wat geen identiteit het nie, of dit wat hulle het, is jammeringswaardig. Jy sien ander kinders wat ander huise uitkom met identiteit en weet wie hulle is en leef daarvolgens en hulle is so geleer en al wat ek wil sê wat julle in daardie kinders se lewe doen skep 'n identiteit. Soos hulle altyd sê die geuite term is 'n clean slate en ons skryf nou daarop. En as ouers skryf jy identiteit. Paulus kom, hy sê die wet goed het ek skade geag om Christus te kry. Wat vir my identiteit was, dit wat my lewe was, dit waarin ek geroem het, wie ek was, en my ouers, sy ouers heel waarskynlik in geroem, en sy volk sê, ons het 'n geleerde man uit ons uit, hy sit aan die voete van Gamaliel, en dit was 'n identiteit, het hy skade geag om Christus as wins te verkry. So, wanneer ek en jy met daai kind besig is, wil ek hê hom verstaan, dat jy kan 'n identiteit op hom skrywe, wat vir hom niks gaan beteken nie, maar as hy sy identiteit het, in Christus Jesus, dan verander sy lewe. Wie's nog by my? Om te weet wie jy is in Christus. As jy eers weet wie jy is, jou identiteit in hom het, dan weet jy, wat is jou regte? Wat jy mag doen en nie mag doen nie, hoe jy lewe of nie lewe nie. Jy ken al daai goed, want jy weet wie jy is in Christus Jesus. En daarom is in daai klein kindertjies se lewe, van kleins af hulle vertel wie hulle is in Jesus Christus. Is altyd maklik kleintjies sê, jy weet, sy stout is, jy gaan die Here Jesus jou nie kom haal nie. Wie het al gehoor as kinders? Ek het dit gehoor 'n paar keer, en mooi loop, as jy stout is, dan gaan jy vannag nie maak as jy doodgaan nie. As jy soet is, gaan jy hemel toe. Moenie daai twak vir hulle vertel nie. Vertel hulle wie hulle is in Jesus Christus. Wat hy in hulle lewens doen. Wie hy verklaar dat hulle is. En ek wil hê jy moet verstaan dat Paulus het 'n groter identiteit in sy godsdienst gehad as die meeste van ons wat hier sit. Maar hy sê ek het al daai goed skade geag. Hy sê die rede kom hy het skade geag het, hy wou Christus as 'n wins verkry. Ja, waarlik, vers 8. Ek ag alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus. My Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, as reg beskou om Christus as wins te verkry. So hy sê, ek laat gaan my identiteit. En hy kom op 'n punt wat hy dit baie sterk maak. En hy sê, ek beskou alles as reg om Christus as wins te verkry. Maar ek moet verstaan, die Bybel skryf 'n mooi taal, nou kan ek nie Afrikaans sê wat beteken nie, maar beteken in Engels, dis ek ag alles hondebollie. Dis wat dit die regte betekenis is. Al daai goed wat ek gehad het, daar uitgekom het, dit wat ek was in Israel. Hy sê ek ag dit alles reg. Hy sê om 'n rede om Christus as wins te verkry. Dit beteken is iets drek ag en laat gaan. Dit beteken jy gaan nie met 'n sak vol hondemisse rondloop terwyl jy deur die lewe gaan nie. Jy gaan nie van die ou goed saam met jou sleep nie, want jy het Christus, jou nuwe identiteit gekry. Wie's nog by my? Kerk, jy is nie net gered om in die hemel te kom, asseblief man. Dit is nie die probleem nie. Die probleem is om God se identiteit in jou te kry. Dis die probleem. Baie mense wil hemel toe gaan en God probeer weer na ons toe kom.
Almal wil net hemel toe gaan, maar hulle gee hom nie kans om kon doen wat Jesus gebid het nie. Laat u wil geskied soos in die hemel, ook hier in my lewe hier op aarde. Wie van julle het dit al gebid? Die onsse Vader. En wanneer ons hierdie goed begin glo, moet jy goed laat gaan. Jy moet goed prys gee. Jou enigste, ek gee nie wat 'n identiteit en waar jy vanaf kom nie. Ek praat vanoggend oor die identiteit wat jy het in Christus. Nou wanneer ek van die goed praat, wil ek jy iets verstaan. Daar is 'n koninkryk. Een wat jy kan sien in die wêreld hier om ons, die wêreldse koninkryk van duisternis. Dan is daar die koninkryk van die Here Jesus, die geeskoninkryk, die geeswêreld, wat jy nie sien nie, van krag en die heerlikheid. Maar hy wil hê ons moet dat daardie koninkryk in ons kom realiseer. Hy wil hê dat terwyl ek en jy hier op aarde is, terwyl ons in hierdie wêreld beweeg van korrupsie, leuns en bedrog, terwyl ons daarmee besig is, wil hy hê ons moet die hemelse koninkryk hier reflekteer, hier wys, hier bewys. Maar om dit te doen, moet jy weet wat jou identiteit. En as jou identiteit is, ek is weergebore, ek het behoort aan, ek het aglo alles drek, ek het Christus as 'n wins verkry, ek is weergebore, ek is nie soos die res van die wêreld nie, ek is soos die hemelse mens is, so is ek. En die skrif sê, soos Jesus is, so is ons op aarde. Ek praat met weergebore mense, is jy nog by my? So, dit gaan oor sy koninkryk, en as ons sy identiteit begin kry in Christus, begin ons sy koninkryk, sy heerskappy bekendstel. Begin ons sy heerlikheid bekendstel. Daarom sê hierdie ding, waar is ek nou, vers 9, in hom het sy gevind te word, nie met geregtigheid of die wet te sien, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap van sy lyde, dan wil ek in sy dood gelykvormig word. Hy sê, hierdie identiteit wat ek soek, ek wil so goed ken, dat ek die krag van sy opstanding sal belewe, en gemeenskap hê, aan hierdie opstanding uit die dood, ek wil deel wees daarvan. Dis wat my identiteit gaan wees. Ek die ou laat gaan, en ek gryp vir 'n nuwe, soos hy my gegryp het. Vers 12. Kom ons gaan nou 'n bietjie verder daar verby. Vers 15 sê dat ons dan almal dan wat volmaak is, so gesind wees. As julle anders gesind is, sal God in julle openbaar. Wat ons reeds bereik het, dat ons volgens selfde reël wandel, dat ons eensgesind wees. Vers 17, wees my navolgers, broeders. Let op die wat so wandel, so julle ons wat voorbeeld het. So hy roep ons en sê, dit wat ek gedoen het, kom doen dieselfde. Want baie van wie ek julle dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buit, hulle eer is hulle skande, hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemel, van waar ons ook verlosser verwag, die Here Jesus Christus. So hier kom hy sê ons het 'n burgerskap. Sê saam met burgerskap. Wie van julle weet 'n burgerskap is belangrik? Jy kan nie op 'n vliegtuig klim in Frankryk toe ry net omdat dit lekker is nie. Jy het 'n boekie, ID-boekie. ID-boekie sê, jy is 'n Suid-Afrikaner. En op grond van hierdie nommers en range en name wat in hierdie ID-boekie staan, sê wat is jou identiteit, waarvandaan jy kom. En die rede hoekom jy daar kan toe gaan, moet jy nou verklaar, maar dit sê wie jy is en waar jy vanaf kom. Is jy nog by my? As jy uit 'n land kom wat terroriste groot maak, dan gaan jy nie graag wil laat gaan nie. Want dit is hulle identiteit om mense dood te maak. As jy uit 'n land uitkom wat vrede bring, dan kan jy maar gaan, want dis julle identiteit. So daar's 'n identiteit hier vir ons, en hierdie identiteit is so belangrik dat dit 'n verskil in die wêreld maak. Nou ons identiteit sê, ons burgerskap. Sê saam met my weer, burgerskap. Sê vir jou langs jou, jy gehoor, burgerskap. Ek weet jy sal, ek is 'n Suid-Afrikaner, kom ek sê jou iets. Paulus sê, daar is Israel goed, dat ek alles laat gaan. Hy sê, al Israel goed, ek drek geag. Wil niks aan met jou doen, hy sê, die rede is, ek wil hom as wins verkry.
My burgerskap change. My burgerskap is van die hemele. Ek is uit die hemel uitgebore. Ek is weer gebore, born from on high through the Spirit of God in me. Ek is 'n nuwe skepsel geword. Die ou dinge het verbygaan en as ek 'n nuwe skepsel word, beteken dit ek het 'n nuwe burgerskap. Is jy by my? Kijk, jy kan 'n Christen wees tot jy blou is in jou gesig. As jy verstaan wat jou burgerskap is, jy gaan jou gesig net blou bly. Is tyd dat ons weet. Jy moet verstaan, jy is op pad hemel toe en die hemel is op pad na jou toe. Hy kom om hom te openbaar in die wêreld. Hy wil sy burgerskap in jou openbaar, of jou burgerskap in jou deur openbaar. Dat die wêreld jou ken en sê, dis 'n man van God. Dis 'n vrou van God. Hier is kinders van die Here. Nie net name in die batterie, regtig, jy sien dit, jy beleef dit, God in hulle. Jy ervaar hulle burgerskap. Hulle word nie afgesit op wat hier gebeur nie. Want hier is nie hulle te deel nie. Hulle burgerskap is 'n hoë plek. Ons is verteenwoordigers as van die groot almagtige God hier op aarde. Ons burgerskap is uit die hemel. Sê saam met my weer as jy dit glo. My burgerskap is uit die hemel. Kan ek dit hoor? Glo jy dit? That is by faith. You can't see it, but that's the truth. By faith. Weet jy, dis hoekom Paulus lief is en sê, hey man, kom tot, kry julle denke vernuwe, kry julle denke vernuwe. Petrus wat vir hulle preek op, na die Heilige Gees uitgestort is, jy weet, kom tot inkeer en bekeer julle. Hy wil net, hulle denke moet vernuwe, en begin weet wie hulle is. Dis hoekom Paulus hulle gesterf het, party van ons onder sy bo gekruisig, verskoon my, ander is onthoof, ander is gebrand, soms they didn't care. Hulle het omgegee nie, want hulle burgerskap is nie van die klomp losers nie, hulle burgerskap is van uit die hemel. Is u nog by my? Iets wat as jy in Suid-Afrika regtig kwaad doen, kan selfs jou burgerskap vir jou wegneem. As jy God se koninkryk behoort, daar's 'n burgerskap wat nooit verdwyn nie. Is vir ewig. Ek wil jou iets lees in 1 Korintiërs. In Korinte, die eerste hoofstuk, vers 1. Hy sê, Paulus is 'n geroepe apostel van Jesus Christus, die wil van God. En die broeder Sosthenes, is verskriklik, die Griekers kan stupid na my, plek net gesê Jethro of Jan of so iets. Vers 2. Hy sê, en nou sê, kyk nou sê, hy skryf aan die gemeente van God, en ek het mooi luister. Hy is besig om hierdie mense, he's busy to set them up, because he's going to punch them. Hy sê aan die gemeente van God, wat ook Korinte is, aan die geheiligdes in Christus Jesus. Hy sê die geroepe heiliges, saam met hulle almal weet wat die naam van ons Here Jesus aanroep op elke plek. Hulle sowel as ons Here. So hy kom in die begin van te sê wie hulle is. Hy kom by hulle identiteit. Hy sê wat is hulle identiteit. Hy sê julle identiteit is, julle is 'n gemeente van God, nommer 1. Nommer 2, as julle geheiligd is in Christus Jesus. Julle is nie net, julle is geroepe heiliges. Saam met almal wie die naam van die Here aanroep. En dan sê in vers 4, en ek dank my God altyd oor julle, vir die genade van God, wat aan julle in Christus Jesus gegee is. Dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is. Elke woord en alle kennis. Kyk wat sê, ek wil hom sien wat sê. Hy is besig om hulle identiteit vas te stel, te grondves, want hy het iets om wil te sê. Hy sê, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genade gawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus, wat julle ook sal bevestig tot die einde toe. God is getrou die wie julle geroep is. So hy kom sê, man, God het groot dinge aan julle gedoen. Julle is geheiligdes, geroepe geheiligdes. Julle is die gemeente van God. Sy rykdom en die heerlikheid is in julle, sy genadegawe is in julle. Daar's iets in julle en hy praat oor hulle identiteit.
wie julle is. Maar snaaks, as jy net so, en julle hoef nie vir my oop te maak, die skrifte nie, ek gaan net vinnig daar deur raakloop. So, hy gaan en hy sê verder, toe hy net daarna met hulle begin praat, begin hy vir hulle aan te vat, hy sê, maar ek hoor, daar is verdeeldheid onder julle. Stop net so 'n bietjie. Hier vertel hy vir hulle wie julle is. Is julle nog by my? Jy moet net jou breins by my hou. Jy moet jou breins by my hou. Hy vertel vir hulle wie hulle is. Dis julle identiteit in Christus. Hy vertel hulle al die goed. Nou hy het dit gesê, maar sê, ek sien, hier is verdeeldheid onder julle. En ek moet seker 'n bietjie stil staan, maar ek gaan nie daarby stil staan, want daar's 'n klomp goed, daar's verdeeldheid, ek kan al die goed so vinnig opnoem nie, maar onder andere behalwe die verdeeldheid, kom julle het hofsaake teen mekaar, kind van God teen kind van God, hy sê, dit hoort nie so nie. Hy sê, daar selfs julle wat 'n ontig lewe, seksuele wanorde het, 'n man wat sy pa se vrou slaap, hy sê, dit gebeur onder julle. Hy gaan aan en hy onder andere praat hy met hulle oor die vrouens se manier van lewe in die kerk, hoe hy dit sien. Hy vertel van oor die nagmaal, want hulle kom dronk by die kerk aan, gesyp by die huis, kom dronk kerk toe, hulle kom nagmaal hou, en hy vertel van hulle oor daai goed, hy vertel van hulle oor die gawes wat hulle verkeerd aanwend, hy leer hulle hoe moet dit gebeur, hy gaan verder, hy vertel hulle oor die eindtyd wat hulle moet verwag, en hulle eindtyd nie ons nie, hy kry vir hulle goed in orde, so hy begin van sê, dis wie julle is, maar hierdie goed wat julle hier doen, pas nie by wie julle is nie. Oh God, is jy nog hier? Stap jy ou langs jou, want ek sien baie ons laat gaan slaap gisteraan. Hy sê, dis wie julle is. Dit wat julle hier doen, pas nie by dit nie. Wie is nog by my? Kind van God, ek sê nou vir jou. Jy is deel van God se koninkryk. Maar luister nou, dat is goed wat jy doen, wat nie pas by daai identiteit nie. As koning Charles, hy weet hy's 'n koning. Hy trek aan sy koning, hy loop soos 'n koning, hy praat soos 'n koning, hy doen wat hy alles doen. As jy hom sien, as 'n boemelaar op die straat, wil ek jy weet, hy gaan 'n slegte boemelaar wees, want hy weet nie om een te wees nie, want dis nie sy identiteit nie. Is jy by my? En iemand sal hom kon sê, hey, die boemies wat weet om boemies sal hom sê, hey broer, kan vir jou klasse gee, want wat jy nou doen, is nie die regte manier nie. Dis nie die identiteit nie. Jou identiteit is belangrik, jy weet wie jy is in die Here, man. Dan is daar goed wees jou lewe die self laat gaan, want dit pas nie by wie jy is nie. Sê saam by, daar is goed, wat nie pas by wie ek is in Christus Jesus nie. Sê nog hierso. Wat wil ek nou van my kwaad, maar is oké. Is goed. Ek wil jou stuur. Jy het ons gekom om te hoor. Jy het nie gekom met jou hare kam nie, party van ons het nie eens my hare om te kam nie, maar jy gekom daarvoor nie. Hy sê, ek het vir julle kom vertel wie julle is. Vanoggend vir die gemeente sê gemeente, ons moet begin verstaan, ons is weergebore, ons is in 'n ander koninkryk, ons wag nie van hom te kom nie. Die Here Jesus het gesê, die koninkryk is binne in julle. Hy sê ek woon in julle. Hy sê ek is by julle. Dis wie julle is. En dan julle 'n ander lifestyle as jou buurman wat dit nie glo nie. Ek kan nie self as die wêreld wees nie. Dok Andries 'n ander dag my ding stuur en ek wil hê jy moet eendag vir ons 'n bietjie weer vertel. Daai ou gaan evangeliseer tussen die moslems, dink ek. En toe gaan hy soontoe en ek dink hy se naam ook gechange om so hulle te wees. Hy's nou 'n geredde mens, hulle ja, maar terwyl hy hulle change hy sy hele opset. Dit wat hy aantrek, hy trek hulle aan, hy loop, want hy probeer nou by hulle inpas sodat hulle by die Here kan kry en hy sy hele lewe verander in daai rigting. Hy gaan selfs na hulle wat noem hy goed? Sinagoge, moskee toe. Hy sê vir daai imam, hy sê ek kom moskee toe, maar onthou net ek bid in die naam van die Here Jesus. Imam sê okay, jy kan maar kom. Solank jy daar is.
En net die kerk vol hê. Kom, na 'n lang tyd, na al die goed en niks gebeur het en hy het niemand by die Here geken nie, toe besef hy, ek is 'n kind van die Here, wat geword het soos daai mense, en nou sien hulle my as 'n moslim, nie eens as 'n kind van die Here nie. Jy sien, ons moet te veel soos die wêreld wees, net om hulle te paai, jy weet, dat net nie vir ons kwaad word nie. Dat net nie ontsteld word nie. Hulle moet net nie voel ek veroordeel nie. Daarom sal ek maar onder die mat bly, dat hulle nie regtig weet wie en wat ek is nie. Dis nie wie ons is nie. Ons identiteit is een wat uitstaan. Hy sê, julle is 'n stad wat op 'n berg lê. Hy sê, julle is 'n lamp wat opgehang is in die hoogte, hy kan nie weggesteek word nie. Hy sê, julle is die sout van die aarde. Jy kan nie soos hulle word om gered te wees nie. Hulle moet soos jy word om gered te wees. As jy nog by my? As jy daai tipe identiteit het, wil jy sê dat jy geen identiteit nie. As jy nie weet wie jy is in Christus en nie so kan leef nie, het jy geen identiteit nie. As jy sekere wettiese goed het, klink vir jou goed en mooi. Paulus sê, die groot man sê, wat die Here Jesus ontmoet het, hy sê, geliefdes, ek het al daai goed van Israel, al daai plekke waar ek vandaan kom, die wet, die feitelike fariseer is, hy sê, ek het alles drek geag, om hom as wins te verkry. My identiteit het verander. Ek het gesterwe, ek het opgestaan in 'n nuwe lewe, 'n ander lewe, wat die identiteit wat sê, Christus in my, die hoop op heerlikheid. Sy identiteit het verander. Thank you, Jesus. Efesiërs 1. Ek lees 'n stukkie daar, ek wil net hê om iets vir jou te bevestig. Kom ons lees van vers 10 af, Efesiërs 1:10. Hy sê, om die volheid van die tyd te reël met die doel, om alle dinge, wat in die hemel sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Hy sê, dinge in die hemel, en dinge op die aarde. Sê saam met my hemel en aarde. Miskien is ek so vinnig ingooi, maar moet nie kwaad word daaroor, ek sê het maar net, dalk is dit die nuwe hemel en aarde. Maar gaan nie verder hier. En die ding wat in die hemel, sowel op die aarde is, hy sê onder een hoof in Christus te verenig. As jy sê jy behoort aan God, dat jy een hoof. Sê saam met een hoof, een koning. In die hemel is hy hier. Almal wat moet aanbid hom, die heerlikheid is daar. Hy sê maar hy wat hoof is daar, is ook die hoof op aarde. Hoof oor sy kerk, hoof oor sy liggaam, hoof oor sy eiendom. Ons behoort aan hom. Hy het ons deel van hom gemaak. Dinge in die hemel sowel op die aarde onder een hoof in Christus te verenig. Wie van julle verstaan dat as ons in Christus verenig is, as die Bybel sê hy is die koning van die konings, die Here van die leerskare, een hoof, dan behoort jy nou aan iemand anderster as aan jouself. Jy behoort aan iemand anderster as aan jou nasie, jou taal en volk of whatever. Jy behoort aan hom. Dis hoekom Openbaring sê, 'n nuwe lied wil sing, het ons gekoop uit elke stam, volk, nasie en taal. Hy sê ons is eintlik almal uitgekoop om een volk te word. Die volk van God in Christus Jesus. Is jy by my? Ek wil iets vertel, want ek sien party ons word moedeloos. Ek sê dit vir jou, dis nie iets wat jy reg kry nie. Jy kan nie jouself daar kry nie. As ek sê dat jy wederbaar is, is dit nie om jy iets begin mooi doen het nie, of glo nie, van jou wat jy ook al doen nie. As ek sê, dit is iets wat van God afkom. Hy het sy lewe vir ons kom gee. Al wat ek en jy sê is, ek glo dat Jesus vir my gesterf het. Ek glo ek het saam met hom gesterwe.
Ek glo ek is saam met hom opgestaan. Ek glo ek is 'n nuwe skepsel. Al die ander goed kom van hom af. Jy kan nie jouself 'n deelgenoot maak van die koninkryk. Hy het jou een kom maak. Jy kan jou eie nou sê, hy het die chap op jou kom sit. En dis wat ek jou lees hier in Efesiërs 1 vers 10. Hy het al die goed gedoen in vers 11. Kom ons hardloop gou. En hom wie ons ook 'n erfdeel ontvang het. Maar hier is verskriklike goed wat ek nie nou gaan by stil staan nie. As jy maar naas van tevore daad verordeneer is ooreenkomstig en voorneme vir hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Hy sê ons moet wees tot lof van sy heerlikheid. En wie julle ook, dan kyk dit wat jy moet nou hoor. Vers 13. En wie julle ook na die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle na die ook geglo het, en julle is verseël met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Hy kom hier, hy sê hy het ons verseël. Sy kinders, luister nou mooi, ek praat met kinders van God. Jy kan jouself nie verseël nie, en jy het jou ook nie self verseël. Daai woord verseël is 'n stamp of approval, van egtheid. Dit is die regte ding hierdie. Wie van julle onthou nog die bureau van standaarde, Suid-Afrikaanse bureau van standaarde? Al so 'n wapentjie, en as hy iewers 'n stamp is op 'n plek, moet jy weet, dat die hulle getoets, en hulle sê, is reg, en dis waar, en hierdie ding is sterk, jy kan hom gebruik. Dus vandag bestaan dit nou nie meer, he. As jy so 'n stamp sien, moet dit nie glo nie. Dit bestaan nie meer, he. Maar wat ek vir jou wil sê, hy kom, hy sê, en ek het 'n seël op julle gesit. 'n Stamp of approval, van egtheid. En hy sê, daai stamp is die Heilige Gees. Weet jy wat? Hy het nie gekom en Openbaring praat van die 666 en op die voorhoof. Julle ken al daai goede, hoe die mense al mesmeriseer daarmee. Hier kom sê nie uit 'n klomp sewes op die voorkop gesit. Dis niks dan. Hy het vir jou die stamp van jou approval as 'n persoon. Die persoon is die Heilige Gees. Wie is nog by my? Ek is nog so 10 minute in die land, ek met 'n spoed. Jou stamp of approval, jou seël wat jy het, is nie 'n ding wat kan afwas of weggaan met die tyd nie. Dis 'n persoon. Dis die Heilige Gees. Hy het ons kom verseël en kom sê vir ons, julle is waarlik weergebore. Julle behoort aan die almagtige koning. Julle is deel van die koninkryk van God. Julle is deel van sy heerskappy en heerlikheid. Julle is sy mense, sy volk, wat hy gekoop het. Deur sy bloed. Dis the Spirit of God with you. Wie is nog by my? Verstaan jy, is belangrik om te verstaan, ek behoort aan God. Dis 'n nuwe lewe. Sy Gees is in my. Is 'n bewys dat ek aan hom behoort. Hierdie Gees van God in my. As ek soms afdwaal van die preek af, moet nie kwaad word nie. Maar ek hoor in my hart, iemand sê, maar my lewe is nie wat dit moet wees nie. My lewe is nie so lekker nie. Ek is bietjie skaam vir daai. Maar ek sê, ek is 'n kind van God, maar kyk hoe lewe ek. Luister net vir jou sê, moet nou nie dom wees nie. Luister. Die skrif leer ons hierdie ding. Ons behoort na 'n ander koninkryk. Ons het die identiteit. Die rede hoekom jy so lewe, die rede hoekom jy so optree, geliefde, is omdat jy nie jou identiteit ken nie. Jy ken nie jou deksel se identiteit nie. Jy bely dit nie, jy glo dit nie, omarm nie, en sê, ek is deel van God se koninkryk, ek is weergebore, ek het Jesus as wins verkry, ek het 'n ander identiteit. Jy glo dit net nie, want jy sit nog vas in jou menswees, en jou vlees wees. My pa was maar so, en my ma was maar ook so, ons almal is maar so, en dan roem ons, twak daarmee, by die skrif sê, jy het gesterwe daarvoor, jy het opgestaan, is 'n nuwe lewe in Christus. Ek wil hê, jy moet nie terugsit net omdat jy nou foute gemaak het nie. Al wat ek sê, Paulus sê vir Korinte, dis vir julle is heilig en regverdig, kinders van God, 'n gemeente van God, en hy vertel vir al die goed, hy sê, dis wie julle is, maar daar's goed wat julle doen wat nie reg is nie.
Hy het hulle nie veroordeel nie. En jy het dit agtergekom. Hy het gesê, jy klomp hoereerders en julle wat skeiding maak tussen mense en julle wat hy het nie dit gedoen nie. Hy sê, dis wie julle is. Hierdie ander goed pas net, so eintlik kan julle altyd jou sê, daai goed verkeerd is jou lewe, dis nie wie jy is nie. As jy by my, sê saam met my, dis nie wie ek is nie. Here, die ouens glo my nie. As jy er wil bly dit, dan bly jy maar 'n loser, maar as jy kan glo van dat, dis nie wie jy is nie. Jy is 'n kind van God, geregverdig deur die Here, rein gewas deur sy bloed, verseël met sy gees. As jy kan glo, my identiteit is nie meer een van my nie, my identiteit is vanuit die hemele. Ek behoort te ek is 'n burger vanuit die hemele. Ek is rein gewas, ek is 'n nuwe skepsel, man. Die ou ding het verbygegaan. Kyk, in my lewe het alles nuut geword. Hierdie gees van die belofte, vers 14 sê, dis 'n verskriklike preek, vers 14, hy sê, want die onderpand is ons die Heilige Gees van die belofte, maar die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Ek gaan net iets ingooi, ek gaan nie daaroor preek net sê, daai onderpand beteken as ek by Tron kom en ek wil sy nuwe bakkie koop. Maar wat is dit? Ek weet nie, kom sê my 1,2 miljoen, ek weet wat kos hy. Ek wil hom nou koop vir 1,2. Sê Tron, as dit moet jy daarvan praat, is as ek dan vir hom daai afbetaling gee ek hom R200,000. Dan vat hy R200,000, want daai R200,000 sê vir hom, dit is die onderpand van dit wat nog moet kom. Dis 'n afbetaling van dit wat kom. Hierdie twee, dan dit werk so, dat in daai jare, as ek vir hom sê maar 1,2 miljoen skape moet gee, en ek hom afbetaal, dan gee hom 200,000 skape, dan moet ek die res, die ander miljoen moet afbetaal word, kan nou nie beeste, bokke en donkies wees, moet van dieselfde skape wees. Dis wat die idee is. So hierdie gees van God, hy wat ons onderpand is van die erfdeel, dan sê vir ons hierdie ding, om ons te verlos tot lof van sy heerlikheid, daar die onderpand is, om ons te kom maak, soos wat Jesus is. Is jy by my? Te groei in sy heerlikheid, in sy krag, in sy sterkte. Ek het gesê, ek man nou klaar, nou kom ons, help my Here Jesus. Okay, Petrus sê, 1 Petrus 2, 1 Petrus 2 gou vers 9. Hy sê, maar, Petrus praat ook met hy ouens, jy kan sien, hy trek hulle ook so 'n bietjie reg. Hy praat ook mense wat 'n bietjie sukkel. Hy probeer hulle net weer in lyn kry. Hy sê, maar, julle identiteit, hy praat oor die identiteit van daai kinders van God. Hy sê, maar, julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Wie glo dat God ook vandag met jou praat? As ek vandag vir jou kan sê, my vinger net so diep in jou oog steek, en vir jou sê, maar, jy is 'n deel van 'n uitverkore geslag, 'n ander identiteit. Jy is deel van 'n koninklike priesterdom. Johannes sê, konings en priesters. Man, julle is 'n heilige volk. 'n volk as eiendom verkry. Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Dis wie julle is. Dis jou identiteit. Wie jy is in Christus Jesus. Kerk. As ons almal net weer ons identiteit kry op die regte plek, dat glo, aanneem, vat, verstaan, dat jy 'n nuwe identiteit het. Soos jy in Afrika 'n boekie het wat sê, of 'n kaartjie het wat sê, wie het jy die Heilige Gees, God self, sy Gees in jou, as jou bewys van jou identiteit, as jou waarmerk van die identiteit. Hy kom, hy sê, ons is uitverkore geslag, hy sê konings en priesters. Hy sê,
En as jy gaan lees die Hebreëse goede, ons is geheilig deur die Here, ons is geregverdig deur die Here, ons is seuns en dogters van God, ons is erfgename van die almagtige God, ons sit in die hemele in Christus Jesus, ons is konings en ons is priesters, ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. If you know who he is, and you live in him and through him, and you're a new identity, man, dan sal groot dinge in jou lewe aan die gang. En as ek vinnig iets sê, voor ek amen sê, beteken is dat te veel sielkunde in prediking. En jy sê mislukking, en dan probeer jy vertel, nie so sleg vir om jy mislukking is, want daar is nog 'n paar ander ook, en hierdie mislukking gaan nou help, dat jy kan groei, en hierdie mislukking gaan nou vir jou help, dat jy dit en dit kan gebeur, dis twak. Hoe kan 'n mislukking my help om te kom iewers in die lewe? Hy het my juist gehelp om in die moeilikheid te kom. Daar's een wie jou helper is. Daar's een wat jou deurbraak gee. Sy naam is Jesus Christus. En hy is nie 'n mislukking nie. Hy is die koning van die konings. Hy is die Here van die leeskare. As jy met hom saam hardloop, het jy niks meer nodig as hom in jou lewe nie. Niks meer nodig, sy gees en sy krag wat in jou werk en deur jou werk het. Paulus het baie goed gegaan in sy lewe en hy beskryf dit in 'n stadium, maar weet jy, hy het nooit op 'n hoop gaan sit en 'n happy pille drink net om weer reg te kom nie. Hy het nooit depressief geraak nie. Hy het nooit gelê klaar nie. Dat het goed met hom gebeur het, ons lees, hy vertel alles wat hom gebeur het, ons weet dit nie eers nie. Lees dit daar vir die eerste keer. Al die goed, hy het nooit gekla nie, want hy het geweet, hy behoort aan 'n ander koninkryk. Sy identiteit is op 'n ander plek. Hierdie ouens wat met hom doen wat hulle doen, dis nie sy identiteit nie. Sy identiteit is op 'n ander plek. Kerk van Jesus Christus, is tyd, as ek koninkryk preek, en verstaan, daar's 'n identiteit in die koninkryk. Jy identifiseer jouself met die koninkryk. Jy's deel van God se koninkryk. Hy het gesê, gaan preek, my koninkryk het by julle gekom. Net nog in die evangelies. Toe stort hy sy gees uit. Toe hy sy gees uitstort, toe preek hy op voor die hemelvaart, toe praat hy met hulle oor die koninkryk. Paulus neem by hom oor Petrus eerste, en toe Paulus, en as jy hulle stories lees, dan praat hulle oor die koninkryk. Kom aan einde van Handelinge, dan praat Paulus weer oor die koninkryk. En as jy gaan oor die koninkryk, dan gaan oor sy koninkryk, en hy wil hê, dis wat jy moet weet, wie jy is en wat jy is, dis wat jou identiteit is. Jy kan nie soos die ander wees nie. Jy's 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Al wat jy moet maak, is vernuwe jou denke en begin weet wie jy is. Toe Paulus vir hulle sê, Korinthe, dis hulle identiteit. Hierdie goed pas nie. Glo ek het hierdie gemeente besef wie hulle is en weggedraai van dit wat verkeerd af is. 'n ander lewe begin bly. Ek praat met kinders van God, ek weet nie wat jou foute is nie. Al net sê, dis nie deel van jou identiteit nie. So as jy nou vanoggend weet wie jy is in Christus, jy het dit nie self geword, jy is gewederbaar, jy behoort aan hom, jou gees is rein, is regverdig, is skoon, lieflik, loflik, al wat jou probleem is, jou denke of jou vlees is nie vernuwe nie. Dis hier waar jou probleem sit. En as jy dit begin glo en sê, ek gaan nie meer glo wat my verstand vir my sê nie. Ek gaan nie meer glo wat hierdie wêreld sê nie. Ek gaan hierdie ander manier, ek gaan God se manier glo. Ek gaan aan hom vashou en vasgryp. Ek gaan hom vasgryp in my lewe. Ek gaan glo wat hy sê wie ek is. En as ek glo wie hy sê ek is, dan sal ek so lewe. Wie van julle is vanoggend gereed om verder te gaan in jou lewe? As jy 3 stappe wat jy geneem het tot nou, te steek net gou jou hand op, asseblief. En hou hom daar. Ek wil vir jou bid. Jy moet verstaan, as ek hierdie goed doen, ek is nie skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie. Skrif is die krag van God om te red. Die goeie nuus is, God is met ons. Soos jy vanoggend sê, I am part. Not want to be, I am part. En ek wil sy identiteit vasgryp. Wees soos hy is. Hou dit jou hande daar. Vader, ek bid vir die hande op het vanoggend. Ernstig gemaak het. Dat ons nie meer besig met speelgoed nie. Maar die almagtige lewende God.
Ons steek ons hande op om te sê, ons verklaar, ons het 'n ander identiteit. En omdat ons 'n ander identiteit het, gaan ons leef volgens ons identiteit, dit wat ons het in Christus Jesus. Wil ons vanoggend wat hier sit verklaar, ons is nuwe skepsele. Die ou dinge het verbygegaan. Ons is nuwe mense in Christus. 'n Nuwe identiteit. Ek dank U vir Here. Die hand opgesteek en ek bid die gees van Christus wat in hulle is. Die merkteken, die ware merkteken in hulle bevestig. U gees saam met hulle gees getuig dat hulle kinders van God is. U gees saam met hulle gees getuig dat hulle wederbaar is. U gees saam met hulle gees getuig dat hulle behoort aan die koninkryk van die Almagtige. Dat u gees saam met hulle gees getuig dat hulle erfgename van God is. Ek dank U wat U doen. In Jesus naam. Amen. Amen. Kerk, is my voorreg om julle te bedien. Ek raak soms ernstig. As ek by huis kom en sê my vrou, jy moes nie daai woord gesê het nie, maar is nou te laat. Maar ek bedoel dit uit my hart uit. Ek sit gister-aand en bid daar in my huis. Ek voel na tyd op my liggaam uitmekaar uitval. Ek net op moet bid en net opstaan en skep pad. Want ek voel of my lyf uitmekaar uitval. Is besig goed in my te gebeur. God in my, sy heerlik in my, sy krag in my, hier's goed in my, dat ek die vlees kan dit nie handle nie. Ek wil nie veel sê dis 'n werklikheid, dis 'n realiteit, dis nie alleen nie. As jy dit nog nie beleef het nie, gaan beleef dit. Amen. As die mense vanoggend sê, bid vir my of bid saam met my. As ons na huis toe gaan, nooi ek jou uit om op te staan. Ons staan hier voor by my. Ek en Tron en Dr. Andries is hier. Ons sal vir jou bid. Moenie skaam wees nie. Dis die tyd, jy weet wat 'n ou kerk speel en speletjies speel en ek glo nie dit en ek glo nie dat nie, is verby. Of jy glo in Jesus of jy glo nie in hom nie. Dit is so maklik. En so as jy vanoggend saam met jou bid voor jou huis toe gaan, staan gou hier voor terwyl jy aanhou ons huis toe gaan. Mag julle geseënd wees in hierdie week en julle die goedheid en die heerlikheid van die Here beleef. Vader, ek seën U kinders. En ek dank U dat U hulle geseën het uit die hemel uit met al die geestelike gawes in Christus Jesus. Amen. Dorothea, kom gou hierso. Net kort, kom staan gou hierso. Waar is hy mic? Gee my geval. Vertel gou 'n jaar terug waar jy was en waar jy nou is. Dat jy ons gister gesê het, onthou jy? Hierdie ou juffrou het 'n hart genoeg stem, sy het nie so 'n ding nodig nie. Ja, julle, ek het 2 jaar terug hiernatoe getrek en oornag siek geword, van nooit siek wees nie tot doodsiek wees. En 'n jaar terug, toe sê die dokter, hy moet groet en toe sê, hierdie spul mense nou wys. En hulle bebid vir my en dis nou presies omtrent dag en datum 'n jaar terug is ek 100% gesond. So eintlik wil ek sê, ja. As jy siek is, moenie worry nie. Amen. Daar is niks wat nie in God se hande is nie. As ek ongesond word, kan jy met vaste geloof en 'n skare gebede. Ek het by die dames gesê, ek het eendag in die hospitaal gedink, maar hier's nou groot fout, want hulle bou my toe met steiers, nie scaffolding. En toe sê die Heilige Gees, hou op worry, daardie is die gebede wat jou regop hou. Amen. Dit sê vir my, as jy 'n krisis het, laat daar vir jou gebid word. Amen. Dis wat jy nodig het. Amen. Dankie julle. Dankie. Geef aan. Een jaar terug, en julle moes haar gesien het. Julle moes haar gesien het. Wat het jy toe geweeg? 15 kilogram of wat was dit? Ek weet met sy was. En die dokter sê van man, kan man goed, jy weet. Vanoggend staan sy en sê God het my deur gebring. Ek is hier. Dieselfde wat die Here vir haar doen, wil hy ook vir jou doen. Amen. Mag julle geseënd wees. Sien julle weer Sondag.